Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons praat nog steeds oor veerkragtigheid en spesifiek veerkragtigheid by ons kinders. En die afgelope week toe lees ek die volgende vers raak in die boodskap. Spreuke 24 vers 16 sê: 'n gelowige staan elke keer na 'n terugslag weer op. Mense wat die Here nie ken nie, oorleef dit nie. Hulle het nie die moed om weer van voor af te begin nie. En dit het my baie nogal laat nadink, ook vanweer die feit dat die lig op geestesgesondheid is waaroor ons praat met mekaar elke week, en hoe kan ons dan ook die lig van verstaan en van begrip, maar ook die lig van die woord werp op dit waaroor ons gesels. En dit het my verder laat dink aan die rol weer eens van ouers as ons kom by wat ons met ons kinders deel in terme van hulle geloof, verhouding met die Here, spiritualiteit ensovoorts. En watter basis, fondasie lê ons vir ons kinders om ook as kinders reeds te leer van geloof en van die wete dat ons 'n Vader het, 'n hemelse Vader wat ook na ons omsien. Vandag se uitsending is op 'n manier ook spesiaal. Dis hierdie week, nou min of meer 4 jaar wat ek met julle almal gesels, en dit is vir my telkens 'n voorreg om dit te kan doen. Nou kom ons kyk 'n bietjie verder na veerkragtigheid en ons kinders, en ek dink hier is veral iets belangrik wat ons ook vandag vir mekaar moet sê. Ek wil terugkom en sê dat die handleiding wat ons gebruik, die sogenaamde DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual, om dan diagnoses te maak, nie altyd alle, wil ek amper die woord gebruik, moontlike probleme of verskynsels, of wat mense dan sal beskou as persoonlikheidsafwykings of wat ook al, soos wat ons dit sien, bevat nie. Die DSM as riglyn word gewoonlik saamgestel deur 'n baie groep psigiaters, sielkundiges, medici van oor die hele wêreld saam. Maar iets wat ek taamlik gereeld oor gelees het die afgelope paar jaar, en alhoewel dit nie in hierdie DSM voorkom nie, is die hele saak van die sogenaamde sensitiewe persoonlikheid of geaardheid. En dit is so dat daar kinders is by wie ons, volwassenes natuurlik ook, maar by wie ons 'n groter sensitiwiteit ten opsigte van positiewe en negatiewe ervarings sien. En daar's al hoe meer bewyse dat sekere kinders baie makliker, meer ekstreme biologiese reaksies op dit wat in 'n sosiale omgewing of konteks gebeur, ervaar as sekere ander kinders. So ons kan definitief die afleiding maak, gegrond op navorsing, dat daar is hierdie sogenaamde hoogsensitiewe individue wat 'n toenemende weerloosheid teenoor stresvolle situasies ervaar, maar ten spyte daarvan nog steeds eintlik verbasend goed, positief kan
bly en aanpas as hulle goeie, gesonde, ondersteunende persone in hulle lewe het. Hiermee saam kry ons ook biologies sensitiewe kinders en in die aard van die saak baie meer reaktief is op positiewe omgewings waar daar ouerliefde, versorging, koestering is en waar daar spesifieke hulp is. En dit is baie keer so dat ons die sogenaamde biologiese sensitiwiteit oorsien. En onthou ons kinders in ons huise word ons soveel goed blootgestel. Nou, terwyl ek dit sê, wil ek net noem dat ons ook baie keer, en luisteraars julle sal weet daarvan, al gepraat het van tevore oor die feit dat dit wat met ons gebeur, manifesteer in ons liggame, veral nogal trauma. En ek wil net vandag iets hieroor sê, dat die liggaam manifesteer wat die denkpatrone, wat ons gedagtes nie meer kan deel nie. En dit bring ons by die hele idee van somatisering uit. Nou, somatisering beteken gewoon dat daar 'n somatiese pyn is wat ons nie noodwendig medies gesproke 'n oorsaak voor kan vind nie, maar die distress in die liggaam is sodanig vasgevang dat dit intense probleme soos pyn, fisiese pyn, of dan byvoorbeeld, ons weet baie keer 'n kind sal sê, maar my maagpyn, of ek het hoofpyn, of ek is naar, of ek wil sommer flou val. Baie keer is as gevolg van die feit dat kinders sal hyperventileer. Nou, ek wil nou nie in detail daarop ingaan vandag nie, maar ek wil volgende week spesifiek 'n bietjie hieroor meer praat, en ons noem dit alexithymie. Nou, alexithymie is 'n sielkundige faktor wat in kroniese pyn by beide kinders en volwassenes al baie keer beskryf is, wat beteken dat hierdie persone wat hiermee sukkel, 'n swak emosionele bewustheid het in terme van hoe om met dit wat vir hulle erge stres en distress veroorsaak om te gaan. En hulle kan nie hulle emosies en gevoelens en belewennisse sodanig uitdruk dat hulle die regte opvangs of behandeling of wat ook al daarvoor kry nie. Nou, terwyl ek dit sê, wil ek dan terugkom om te sê, ons biologies sensitiewe kinders moet ons ook van bewus wees in die sin van dat hierdie kinders baie keer diegene sal wees wat as daar enige stres, sê nou maar in hulle skool of tussen maatjies is, wat dan 'n sogenaamde fisiese verskoning uitding, soos my maagpyn of my ek het hoofpyn of wat ook al, dat ons dit nie net moet afmaak as, nee, hierdie is nou skoolsiek nie, ons ken dit, ons ouer mense weet, dis die woord wat gebruik is, maar dat ons besef dat hier 'n hoër soort van blootgesteldheid in kinders is wat biologies sensitief is, wat die nagevolge van dit wat hulle nie kan hanteer nie, baie makliker gaan ervaar. Inteendeel, pediatriese het op 'n stadium vir my gesê dat hierdie kinders ook baie keer makliker geneig is om asemhalingsprobleme op te tel, soos byvoorbeeld asma ensovoorts. Maar hulle al hierdie kinders met depressie gediagnoseer, want hierdie onverklaarbare fisieke ongemak, waarvoor daar nie antwoorde is nie, maak dan ook die kinders depressief en dit kan ook gedragsprobleme veroorsaak. Terwyl ek dit sê, kan ek net terugkom na iets wat ons ook verlede week vir mekaar gesê het, en dit is dat ons moet onthou, veerkragtigheid kan ook situasie spesifiek wees, wat beteken as gevolg van die ondersteuning wat sekere kinders het, kan hulle byvoorbeeld al geleer het om sekere moeilike situasies te hanteer. Kom ons sê byvoorbeeld, 'n kind kan hom of haarself in 'n sosiale omgewing handhaaf waar daar ongemak is. Ons sê nou maar voor mense in 'n redenaarskompetisie praat. Maar daardie veerkragtigheid
kan nie deurgetrek word wanneer hulle self moet verdedig, byvoorbeeld teen 'n boelie of 'n onderwyser wat hulle beskuldig of valslik beskuldig van een of ander saak of oortreding nie. In ons tweede deel vandag wil ek graag net sê, dit is ook so dat ons vind dat daar kinders is wat 'n hoër en dan 'n laer fisiologiese reaktiwiteit het wanneer dit kom by stres, distress en dan soms tot 'n mindere of meerdere mate toksiese omgewings. Kinders wat nooit die voorreg gehad het om hierdie ondersteuning van hulle geliefdes of belangrike ander te kry of te ervaar nie, het 'n baie hoër fisiologiese reaktiwiteit wat dan nou ook daartoe lei dat hulle makliker in konfliksituasies vasgevang word. Hulle het 'n baie moeiliker selfregulering, hulle sal makliker kwaad word, met mense stry, beklei, hulle sal byvoorbeeld oneerlik wees, betrokke wees by vandaliserings, afdreiging en dan openlike vyhandigheid, waar ons sien dat hulle fisies sal beklei en alles daarmee saam. Hierteenoor kinders wat werklik daardie vertroetelende en veilige ondersteuning in sisteme ervaar het, waar hulle byvoorbeeld baie eerder sal begin self reguleer, want onthou in hierdie proses wat ons kinders leer om meer veerkragtig te wees, leer ons hulle uit die aard van die saak, oorsaak en gevolg, en in die proses begin hulle om self hierdie sogenaamde selfregulering toe te pas en kan hulle self tog keer voordat hulle heeltemal oorreageer op situasie. Dit is wel interessant om ook vir mekaar te sê dat daar nie iets soos 'n veerkragtigheidsgeen is nie. Met ander woorde, dit wat ons help om veerkragtig te wees, hou baie verband met hoe ons goed waarneem, kom terug na die ondersteuning en die liefde wat ons gekry het, sowel as hoe veilig ek in myself voel om dit wat die lewe is en wat die lewe aan my doen, te kan omskakel in 'n herdefiniering. Daarom kry ons dit nogal dat ouers wat deur moeilike omstandighede in hulle eie lewe veerkragtig geword het of geleer het om veerkragtig te wees, of dan nou makliker veerkragtig optree, hierdie ook oordra deur hulle voorbeeld wat hulle aan hulle kinders stel. Navorsing het gewys byvoorbeeld kinders wat die hele slagting in terme van die Tweede Wêreldoorlog van die Nazi's en hierdie verskriklike konsentrasiekamp wreedhede oorleef het, agterna aan hulle kinders iets van hierdie veerkragtigheid oorgedra, as gevolg van die feit dat hulle geleer het om onder hierdie moeilike omstandighede steeds te bly leef. Met ander woorde, 'n sterk wilsbesluit om dan nou maniere te ontwikkel, verskoning, om wel deur hierdie moeilikheid te kon voortleef. So daarom sê ons dan, en ons kom weer terug as ons sê, maar as ek dan geneig is om meer optimisties te wees, dan gaan ek uit die aard van die saak ook my kinders help. En met hierdie optimisties is dit nie 'n geval van ons kyk nie na die probleme nie. Optimisme bedoelende, as ek kan sien as daar 'n probleem of 'n krisis is, wat kan ons doen om dit op te los? Dan sien ons kinders en hulle neem waar en, belangrik, hulle luister na ons gesprekke. As ek as ouer by die huis kom en kla oor die land en die regering en die brandstofprys en allerhande goed wat rondom ons gebeur, en ons kinders hoor dit, met watter verwagting van 'n toekoms gaan hulle vorentoe leef, versus as hulle die ouers hoor praat, waar die ouers probeer om 'n gebalanseerde siening te handhaaf.
ek dink daar's iets soos, as ek die woord kan gebruik, daar die vermoë om vas te byt. In Engels praat ons van grit, wat 'n buitengewone staat maak op die vermoëns wat ek het, die sterktes wat ek het, wat my help om oor die moeilike te kom, wat ons uiteindelik help om dan ook as ouers ondersteunend teenoor ons kinders op te tree, sodat hulle dan ook weet, wat is ondersteuning, wat is liefde, en ook hoe om in hulle self hulle sterktes te ontdek en dit te benut, en dan ander eintlik ook kan ondersteun. Dit is amper 'n kettingreaksie wat ons kry, waar ouers mekaar ondersteun, kinders ondersteun. Kinders het nou al begin om daardie wysheid aan te leer oor hoe om ander te ondersteun en te help. En uiteindelik help ons om terug te kom na hierdie wipplank toe, help ons mekaar om nader na die kantelpunt te beweeg. En uit die aard van die saak, die boublokke van ons sterktes daar te plaas, wat ons help om meer 'n equilibrium of 'n standvastigheid te kan beleef. So wat sê ons dan vir mekaar? Om aan te pas in die aansig of aangesig van dit wat vir ons moeilik is iets wat in die ontwikkelingsproses oor 'n tyd deur ons as ouers aan ons kinders geleer moet word. En dit is ook so dat ons weet, kinders gaan vra, maar kinders kan hierdie ook begin inoefen. Ons het al die vorige 2 gesprekke gepraat oor wat ons kan doen. Onthou, ons kom weer terug na om help ons kinders om emosies te eien, help hulle om te beplan, om dit wat hulle moet doen, doelgerig aan te pas. Hoe dink ek oor goed, hoe kan ek anders dink daaroor, en natuurlik ook belangrik, hoe beheer ek my impulse? Wat doen ek as ek woedend kwaad raak vir iemand of in 'n situasie? Wat doen ek as ek weet waar ek wil uitkom, maar ek staan by 'n punt van frustrasie, want die gaping tussen waar ek nou is en waar ek wil uitkom is so groot, dat dit hierdie frustrasie intensifiseer. Die groot, in aanhalingstekens, hulp hier kan wees dat ek weet, ek kan daardie geduld aan die dag lê, terwyl ek wag om by daardie doel uit te kom, bou ek aan my veerkragtigheid, waar ek my probleme oplos, waar ek weet waarop fokus ek, waar ek verseker uitkyk vir geleenthede om anders te dink en te doen en te voel. En onthou, ons kom terug na die brein en die biologiese sisteme wat ons uiteindelik help hiermee. As ek dan rustiger kan raak, kom weer terug tot daai tel tot 10. So wat sien ons dan hier? 'n Aanleer van hoe om by nuwe uitdagings aan te pas. Dit wat vir my moeilik en hard in aanhalingstekens is, met ander woorde, ek weet hierdie is ongemaklik, om dit sodanig te hanteer dat ek aan die ander kant kan uitkom en weet ek het dit in die gesig gekyk en ek het die moed aan die dag gelê en ek het geweet, ongeag my frustrasies, wat gebeur, ek gaan hier deurkom, ek gaan hier aan die kant uitkom. En dan wil ek daarmee saam weer terugkom na dit waarmee ek begin het, toe ek gesê het, wat is my uiteindelike fundament? En wat is die fundament of fondasie wat ek ook vir my kinders lê in terme daarvan dat hulle weet wat is die rol wat geloof in hulle lewe speel. Ek wil terugkom na dit waarmee ek verlede week afgesluit het en weer daarmee afsluit. Die GLAD tegniek. Ander woorde, iets waaroor ek dankbaar kan wees vir vandag. Dan wat het ek geleer vandag? Een saak wat ek geleer het. Iets wat ek vandag bereik het, wat ek nie van tevore bereik het nie. En dan iets wat ek geniet het. Iets wat net gewoon lekker was vir my. Kom ons kyk,
hoe ons kinders ook hiermee kan help. Mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees.